SABC News presentation. Hallo en welkom by Fokus, ek is Lynette Francis. Vanaand op die vooraand van 'n nuwe jaar besoek ons die mense van Carolusberg in die Noord-Kaap, waar groot opgewondenheid heers oor 'n nuwe skool. En ons kyk na 'n samevatting van stories wat vanjaar 'n verskil in mense se lewens gemaak het. Maar eers 'n ernstige nekbesering is een van die mees gevreesde beserings. Dit kan tot sterftes lei of verlamde slagoffers kan vir jare of lewenslank aan 'n bed gekluister wees. Die impak van sulke beserings is ook meestal geestelik erg traumaties en pasiënte benodig langtermynberading om berusting te vind. Maar daar is ook soms diegene wat wonderbaarlik herstel, terwyl ander steeds bly hoop. Spesialist regisseur Dani Juffers vertel die inspirerende verhaal van twee Wes-Kaapenaars wat albei hul nekke gebreek het en hoe beide se positiewe lewensbenadering en denke 'n verskil in hulle onderskeie lewens maak. Hier is sy verslag. Die 44-jarige Jurgen Kotse is 'n boer in Murg en Been. Sy plaas Langrietvlei is geleë in die skilderagtige Hopefield-omgewing op die walle van die Bergrivier, wat verder af in die koue Weskussee vloei. Dit is moeilik om te glo dat die ywerige plaasboer 20 jaar gelede sy nek in 'n rugbywedstryd gebreek het en van sy nek af ondertoe verlam was. Ek was totaal al verlam. Ek kon net my oë en my kop roer. Dit was vir my bitter. Dit was swaar geweest. Want ek was 'n aktiewe jong man en alles was vir my weggevat. Hoewel Jurgen steeds effe moeilik en mank loop, woel hy nou vol stoom op Langrietvlei. Hy onthou egter die moeilike dae. Dokters gee jou nooit hoop nie. Hulle sê net vir jou jy's 'n 4-5 complete en dit is maar hulle dokter kan jou nie hoop gee. Hulle kan jou nie hoop gee, sê hulle. Maar die verwagting was dat jy bedlêend gaan. Ja, ek sê daar was hier 'n kans gewees. Dit is so. Daar was hier 'n kans gewees dat ek weer sou geloop het. Op Kommetjie in die Kaapse Skiereiland woon 'n jong man wat steeds droom dat sy lewensverhaal eendag soos die van Jurgen Kotse gaan eindig. Joshua Flat, nou 26 jaar oud, het 6 jaar gelede uit 'n boom geval en sy nek gebreek. Die boom, vlak langs sy woonplek, is kort na die ongeluk gedeeltelik afgekap. Joshua onthou die tragiese dag soos gister. I fell head first, so my whole body squashed, if you could imagine diving head first into the ground. Basically my neck vertebra exploded. Poof. So my brainstem, the signals from my brain to my body are no longer going past my neck. They go down to my neck and they stop there. So everything from my neck down is just kind of waiting for my brain to tell it to do something. Except nothing goes through. Joshua benodig nou voltydse sorg. Hy is verlam van die nek af ondertoe en kan slegs sy mond gebruik om sekere take uit te voer. Volgens Joshua moes hy 'n lang en donker pad loop na sy ongeluk. The beginning was the worst. When I first broke my neck, I was quite adamant that the doctors let me die. Because once you're 18 and you're able-bodied and you're a guy, you know, it's like, you know, the world is your oyster. You don't want to be paralyzed. And you know, I was on life support, and in my mind it was quite clear, you know, take me off the machine, let me die. Ek was 'n bietjie ongeduldig en hoe ek dit reg gekry het om die besigheid te hanteer, dit kan net my skepper wees en my familie en so wat my inspirasie gegee het. Maar jy het nooit hoop opgegee? Nee, daar was een keer wat ek hoop opgegee het. Hulle het 'n blaastoets op my gedoen. En dit was seker so op 5,5 maande. En toe het ek al my beweging weer verloor. It's very important to understand that once you're paralyzed, depression probably sets in quite early, and one has got to support these patients because their mental strength is important in getting
rehabilitation adequately done. Fokus het by professor Benny Hartzenberg van die Universiteit Stellenbosch se geneeskunde fakulteit gaan kers opsteek oor presies wat 'n ernstige nekbesering behels. Breaking the neck, I suppose, from a layman's perspective, means that one part of the neck has been dislocated or fractured off another part, but this doesn't really, in real terms, occur. In a dislocation, one vertebra would move relative to another vertebra, and when it moves, the spinal cord can be compressed. So you need to immediately stabilize that neck so that the compression of the spinal cord is relieved immediately, and this would probably avert some of the damage that has been done to the spinal cord. Volgens professor Hartzenberg kan die graad van verlamming bepaal word deur die tydsverloop tussen die ongeluk en spoedige mediese bystand. Certain injuries recover, so we grade the injuries into minor injuries and very severe injuries. Minor injuries, the patient may not even have neurological damage, and when I speak about neurological damage, I speak about damage to the nervous tissue that is housed by the vertebra and is contained in the spinal canal. So if there's damage to this tissue, there is a potential for reversing the damage. Vir Jurgen was sy onwrikbare geloof en wil in genesing 'n reddingsboei wat hom voortdurend aangespoor het. Die voormalige provinsiale rugbyspeler wou weer loop en hy glo dat dit moontlik 'n rol gespeel het in sy wonderbaarlike herstel. Ek sal sê op hierso 5-6 maande het ek in 'n loopraam begin loop, in 'n lang loopraam, en toe is ek op so tussen 6 en 7 maande as ek uit. En toe het my fisio vir my gesê konsentreer net op met jou loopraampie. En ek het weer so my stelselmatig geloop, en ek het hier aan die labels gesit, laat my hande, jy kan sien hierdie hand het nog 'n effens so hande begin werk. So ek kan sê ek moet net konsentreer om op te loop en my hande te gebruik en ek sal regkom. Maar jy is nou voltyds 'n aktiewe boer. Ja, hoe voel dit vir jou om nou weer, jy weet, om yes, te weet? Man, dit is iets besonders. Ek dank elke dag vir die liewe Vader dat ek kan loop en kan soggens kyk om soggens op te staan en uit te kan en vars lig ryk en die tipe dinge. Dit is onbeskryflik. Ek kan dit nie beskryf nie. En vir Joshua het sy rekenaar nuwe uitdagings en lewensvreugde gebring. It's actually very important, a very important part of my social life, because I've got friends who play games, and we played games before I broke my neck. So it's very important that I have that aspect in my life, because it allows me to continue friendships that I had before I broke my neck. And I'm not left out or excluded. In fact, it's got to a point in my ability with the computer that I can stand shoulder to shoulder with my friends and actually compete in games and sometimes win. Ek is baie dankbaar wat ek kan doen. En ek glo ek en die liewe Vader ons ding uitsort en dat ek nog tot ek 60, 70 is, wil ek vir die mense wys ek kan loop. Joshua glo dat ook hy moontlik weer eendag soos Jurgen sal kan loop, maar vereers ry hy soms die dorp vol in sy aangepaste rolstoel en ervaar hy drome wat hom laat vasklou aan dit wat meeste mense so maklik as vanselfsprekend aanvaar. I do get dreams though that I'm able and that I can walk and that's great. It's always nice to wake up and have the memory of running, surfing, having a good time with a girl, anything. Like any other person. Like any other person. If a patient is permanently paralyzed right at the beginning and they haven't recovered within the first month to 6 months, the chances of recovery after that is virtually negligible. In other words, that sort of injury will be permanent. Volgens professor Hartzenberg speel mediese navorsing egter steeds 'n belangrike rol in die voortdurende soeke na genesing vir gestremdes soos Joshua. Intussen bly die jong man van Kommetjie,
wat berusting gevind het in sy huidige toestand, hoopvol dat sy drome dalk eendag waar gaan word. Being paralyzed becomes less and less being paralyzed, and more just living life, like everyone else. Wat 'n inspirasie. Net hierna besoek ons Carolusberg in die Noord-Kaap. Bly ingeskakel. Welkom terug. Carolusberg is 'n klein myndorp op die N14 naby Springbok in die Noord-Kaap. Die ou poskantoor op die dorp gaan moontlik volgende jaar 'n nuwe baadjie kry wanneer die gebou in 'n voorskool vir die dorp se kleuters omskep word. Die plaaslike raadslid in samewerking met die gemeenskap van beide Carolusberg en Springbok, as ook die Namakwa munisipaliteit, sit skouer aan die wiel om die voorskool 'n realiteit te maak. Regisseur Keith Suster en kameraman Roy Freeman vertel die storie. Carolusberg is 'n amper vergete klein myndorp sowat 10 km vanaf Springbok in die Noord-Kaap. Die dorp het in die mynbou-era gefloreer, maar vandag is dit net 'n woonbuurt. Die laerskool hier is die enigste akademiese instansie op die dorp en gemeenskapsleiers en onderwysers voel dat 'n kleuterskool hier brood nodig is. Nou, die rede agter hierdie beplande voorskool by Carolusberg is om kinders wat graad R toe moet kom vir voorskool voor te berei. 'n Voorskoolse skool sal baie help in die opsig dat ons by die skool Carolusberg het ons te doen met multigraad klasse. Ek myself is verantwoordelik vir grondslagfase, wat beteken graad 1, 2 en 3. En baie van ons leerders gaan 1 jaar klas vir graad R en dan kom hulle graad 1 toe. Met 'n voorskoolse skool sal dit beteken dat hulle langer by die voorskoolse skool kan wees voordat hulle graad R toe kom. En dan beteken dit dat hulle redelik sterk gaan wees en die grondslag gaan baie sterker wees. Omdat ek met multigraad dan met verskillende grade werk, sal dit vir my werk baie vergemaklik. Aan die ander kant het ons ook by hierdie skool te maak met leerders wat Xhosa sprekend is. En hulle praat gewoonlik net by die skool en Afrikaans, omdat ons taal van onderrig Afrikaans is, maar sodra hulle huis toe gaan of gedurende pauses praat hulle Xhosa. En by die huis homself is dit Xhosa wat oorheersend gepraat word. So wanneer hulle by 'n voorskoolse skool is, beteken hulle gaan meer blootgestel word aan Afrikaans as taal. Hulle gaan sterker, duideliker verstaan en miskien in 'n mate selfs kan al lees wanneer hulle graad 1 kom. So ek dink dit gaan net een groot hulp vir my wees as die leerders voorskool gaan, in graad R kom en gereed gemaak dan net word vir 'n grondslagfase. Baie van die kinders wat by die voorskooltjie gaan baat vind, woon in hierdie ou mynwerkersakkommodasie. En omstandighede hier is redelik haglik. Die wijkraadslid, Veronica van Dijk, wil 'n verskil maak in die lewensomstandighede van die kinders. Sy staan aan die spits van die ontwikkeling van die kleuterskool. As jy na die omstandighede hier rondom my kyk, dan sal jy begrip hê dat ons as volwassenes moet vir hierdie kinders 'n geleentheid skep. Die meeste van hierdie kinders is Xhosa sprekend, met die gevolg is wanneer hulle in die graad R klas kom by die primêre skool, sit hulle met 'n groot agterstand. En wat ons basies wil doen, ons wil hierdie kinders blootstel in 'n omgewing waar hulle blootgestel word aan boeke, goeie musiek, lewensoriënteringsvaardighede kan leer. Hulle moet ook hulle motoriese spierontwikkeling doen met klimrame en in 'n gesonde opset waar hulle ook met ander kulture meng en natuurlik om hulle Afrikaans te ontwikkel, want die primêre skool is Afrikaans. Is dit een van die probleme wat nou mee gesit word, dat wanneer die kinders by die skool kom, hulle eintlik Afrikaans kan praat? Ja, en die probleem wat jy ondervind is dat hierdie kinders vir ewig agter is, omdat hulle nie daai die skool, die intensie is om die kinders van 2 tot 5 jaar te akkommodeer in hierdie voorgestelde kleuterskool. En die probleem wat jy het is omdat hulle nie daai blootstelling kry nie, is hulle basies vir ewig agter, want hulle kan nooit inhaal nie, want soos jy weet is daar 3 klasse in 1 klas wat geakkommodeer word. En watter planne het jy om finansiering te kry om so 'n ding te begin? Weet jy, ek het reeds kundige mense ingekry om vir my 'n beraming te doen oor wat dit gaan kos om die gebou te finansier, om hom op 'n standaard te kry waar jy kinders kan akkommodeer. En dan doen ons verskillende maniere, gebruik ons om fondsinsameling te doen. Ek het byvoorbeeld die 17de Saterdag aand het ons daai NMC North Come Down Under the Stars.
maatskaplike ontwikkeling het ook besluit hulle gaan my ondersteun en dit beteken dat hierdie kinders ten minste 1 bord goeie kos elke dag sal ontvang. En dan het ook beleggers van buitekant het besluit hulle gaan inkoop in hierdie idee. Die groot fondsinsamelingsprojek word ook deur entrepreneurs op Springbok ondersteun. 'n Groot ete onder die sterre in die hoofstraat van Springbok is ter fondsinsameling gehou. Ons wil graag 'n gedeelte teruggee vir Springbok Christian Academy, 'n skool wat so 5 jaar terug begin is op Springbok. Dit is nie 'n staatskool nie, maar dis 'n gemeenskapskool. Ons wil graag terugploeg in kinders se lewens sodat hulle vir die toekoms 'n veranderende nasie kan wees. En 'n gedeelte staan ons ook af aan 'n Carolusberg, dis 'n huis wat deur die plaaslike munisipaliteit Namakwa geïdentifiseer is waar hulle wil terugploeg in die gemeenskap. En ons voel ons wil daar betrokke raak omdat dit ook kinders is wat geraak word. 2013 hou dus groot belofte vir Carolusberg se mense in. Binnekort sal die dorp se ou poskantoor 'n nuwe baadjie kry en 'n bruikbare hawe word, gevul met vrolike kinderstemme. Net hierna kyk ons terug op 2012 en na stories wat 'n verskil gemaak het. Bly ingeskakel. Welkom terug. 2012 is so byna op sy rug en Fokus se regisseurs is reeds besig om 'n welverdiende ruskans te geniet. Die afgelope jaar is gekenmerk deur groot gebeure op politieke front, terwyl Suid-Afrikaanse atlete ook die land se naam hoog gehou het. Hier by Fokus het ons nie net stories van nasionale belang vertel nie, maar ook ander wat 'n verskil in mense se lewens gemaak het. Ons uitvoerende regisseur Nicoline de Wee kyk terug op die jaar wat verby is en 'n paar stories wat uitgestaan het. Vroeger vanjaar was Fokus eksklusief deel van 'n span Suid-Afrikaners se poging om die stoffelike oorskot van 4 Suid-Afrikaanse soldate wat tydens die destydse Bosoorlog in Angola gesneuwel het, na Suid-Afrika terug te bring. Die soldate, bekend as die Ebo 4, is destyds in vlak grafte begrawe en die 4 se familie kon nooit berusting vind nie. Die opgrawing het egter slegs skeef geloop. Na Fokus se program waarin die Angolese regering se hardhandige optrede gekritiseer is, het die regering blitsvinnig van deentjie verander en alles moontlik gedoen om die Suid-Afrikaners by te staan. Binne weke was die oorskot van 3 opgegrawe en huis toegebring. Die hartseer verhaal van die Ebo 4 het toe dankse Fokus se bydrae 'n gelukkige einde gehad. In Maart vanjaar het regisseur Karen Dolwiel vertel hoe Karen van der Walt, 'n moedelose inwoner van Leidenburg, gesukkel het om die grafnommer van haar oorlede man by die Tabachu munisipaliteit te kry. Die munisipaliteit wou Karen en Fokus wysmaak dat Henny van der Walt in grafnommer 12 begrawe is. In Julie vanjaar het die munisipaliteit die graf opgegrawe wat Karen vermoed het haar man se is en het sy en haar seuns nou bevestiging dat hy wel in grafnommer 17 begrawe is. Fokus het die afgelope jaar gereeld berig oor die probleem van onwettige diamantdelwers in die Namakoland-streek van die Noord-Kaap. Inwoners van die gebied is reeds jare besig om in ou ongebruikte De Beers en Transhex myne onwettig vir diamante te delf, wat dan aan kopers verkwansel word. Ongelukkig het die praktyk sedert verlede jaar 12 lewens geëis, toe van die ondergrondse tonnels op die delwers ingeval het. Baie van die myne is ongerehabiliteerd en baie onveilig. In baie gevalle dryf armoede en werkloosheid delwers tot die dade. Fokus het onlangs met die nuwe burgemeester van die Namakwa munisipaliteit in Springbok gepraat oor die probleem en hoe hulle dit gaan aanspreek. Werkloosheid en armoede is 'n groot probleem hier, nie net in Namakoland nie, maar in die Noord-Kaap. Hoe sien julle rol om dit te probeer bekamp? Met die vertrek van die myne hier en toemaak daarvan in afskaal, is hier 'n groot leemte. Ons mense het swaar gekry. Baie van hulle het nadat Katu die ysterertsmyne oopgemaak het, hulle daar werk gekry. Maar daar is goeie nuus, daar is groot belangstelling en geologiese opnames is ver gevorder dat Namakoland vir die volgende 5 jaar of so hoog op die beleggers se prioriteitslys is
om myne hier oop te maak. Dit sê natuurlik vir ons dat in ons 5 jaar begroting sal ons moet ernstig voorsiening maak om infrastrukture te skep vir die myne wat naby aan Springbok is, wat heel moontlik hier wil kom, hulle by huisvesting kom vestig. Vernielsigtige bobiane is 'n groot kopseer in dele van die Wes-Kaapse platteland en selfs in die stad Kaapstad se suidelike voorstede. Die keuse het die afgelope jaar al vir groot drama gesorg en eiendom beskadig. Huise word gestroop en Bobbejaan se kind jag omtrent die wêreld op hol met hulle manewales. Owerhede het hulle hande vol en is reeds besig om die harige probleme op te slaan met meer aggressiewe metodes. Hoewel dit nou nie 'n fokusstorie met 'n positiewe einde is nie, sal ons beslis die situasie in die nuwe jaar dophou en ons kykers op hoogte hou. Tot dan, 'n geseënde nuwe jaar van die hele Fokusspan. Dit was dan Fokus vir die ou jaar. Kykers se kommentaar en voorstelle is altyd welkom. Skryf net die woord Fokus gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. SMS kos R2. En u kan gerus ook 'n lid word van ons Fokusgroep op Facebook. Van ons almal hier by Fokus wil ons u 'n baie voorspoedige 2013 toewens. U dra by tot Fokus se sukses en dis u stories wat ons wil vertel. So kom ons hou die kommunikasiekanale oop, laat hoor van julle in die nuwe jaar. Indien u dus nog nie 'n lid is van ons Facebookgroep nie, sluit gerus aan. En vroeg in volgende jaar is Fokus ook op Twitter beskikbaar. Alle voorspoed vir 2013 van my Lenet Fransis en die res van die Fokusspan. Totsiens dan, tot volgende Sondag aan.